Goeiemôre. Ek gaan weer probeer. Ons is so baie hier vanoggend. Goeiemôre gemeente. Vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Jana. Ek is een van die predikante hier by Toringkerk en dit is vir my 'n ongelooflike groot voorreg om julle hier te kan verwelkom op hierdie goeie Vrydagoggend. Ek het julle klompie predikante van die Parel hier saam met my. Heel waarskynlik uit jou gemeente uit gaan jy iemand herken en ek wil hulle graag ook voorstel vir julle vanoggend. So as jy kan eers julle kan maar opstaan. Staan sommer net op, laat hulle net sien wie die mense is vanoggend. So Alshay is by Strooidak, Telana is by Parelvallei, Janneke is by Toringkerk en Forsie is by Egterparel, Slot van die Parel. Dafrey, jy kan ook staan. Hy is ook by Toringkerk. So dit is die span vanoggend. Hopelijk herken jy iemand hiervoor en dan wil ek sommer net hoor, is daar enige iemand wat nie in die Parel woon nie, wat hier is vanoggend? Ons doen 'n gesamentlike diens hier in die Parel en dit is vir ons so lekker om dit te kan doen, maar ons weet ook dat dit vakansie is, ons weet ook dat dit lang naweek is. So enige iemand wat nie in die Parel woon, wat vanoggend hier by ons kuier, ons wil graag sommer net hoor van waar af julle kom. Ja, julle kan julle hande opsteek, ek wil graag hoor, van waar af is julle? Boksburg, ag lekker, ek weet nie of ek dit doen as ek Boksburg hoor. En baie welkom hier in die Parel, ek het daar ook 'n hand gesien. Meyerton, jette, maar Johannesburg is hier, daar agter, daar's 2 hande. Pretoria, Port Elizabeth, wow, okay, en hiervoor, Bloemfontein, sjoe, hierdie kant, ja. Oh, wow, van Darling en 'n afgetrede Presbyteriaanse predikant. Oh, fantasties. Ons is bly iemand check op ons. Ons is bly om 'n kollega hier te hê. Baie welkom uit Darling uit. Het ek iemand hierdie kant gemis? Iemand wat nie uit die Parel uit is nie? Ja. Kernavel. Ag, lekker. Dit is lekker. Dit is darm koeler hier in die Parel, nee. So bietjie. Ja. Enig iemand anders hierdie kant? Het nie iemand gemis nie daarbo? Iemand ander? Check net hierdie kant, het ek hande, ja, hiervoor. Van die koningin se land af. Engeland. Engeland af, al die pad. Baie welkom. Ek dink julle het nou die verste gekom vir hierdie goeie Vrydagdiens. Ag, fantasties, baie welkom. Enig iemand anders, het ek 'n ander hand hier gemis. Ek dink dis dan nou almal. So van ons kant af, van die Parel se kerke, wil ons net vir julle baie welkom sê. Dit is vir ons so lekker dat julle op hierdie goeie Vrydag saam met ons is en dit is ook vir ons 'n groot voorreg dat ons as NG Kerke van die Parel ook by mekaar kan wees vanoggend. Alles word op die bord geflits vanoggend, so julle volg net die bord. Dit is 'n responsoriese liturgie en dit is alles op die bord, so julle volg net saam op die bord. Baie dankie.
naam van die Here wat kom. Mag die Here met julle wees. Laat ons saam bid. Here God van ons verlossing, verleen in genade aan ons U bystand, terwyl ons nader kom om U groot dade te oordink, die groot dade waarmee U vir ons die ewige lewe bewerk het, deur U Seun, Jesus Christus, ons Here. Amen. Die Here groet elkeen van julle vanmôre. Genade en vrede van God die Vader, Jesus die Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Ons lees saam uit Markus 15 uit. Die môre vroeg het die priesterhoofde saam met die familiehoofde en die skrifgeleerdes dadelik as volle Joodse raad 'n vergadering gehou. Hulle het Jesus geboei en hom toe weggebring en aan Pilatus uitgelewer. Pilatus het vir hom gevra: "Is jy die koning van die Jode?" Jesus antwoord hom: "Dit is soos jy sê." Die priesterhoofde het hom van baie dinge beskuldig. Pilatus het hom toe verder ondervra:
"Verweer jy jou glad nie?" het hy gevra. "Kyk, waarvan beskuldig hulle jou alles?" Jesus het egter niks meer gesê nie, sodat Pilatus verbaas was. Elke Paasfees het Pilatus vir die mense een gevangene, die een wat hulle gevra het, losgelaat. Daar was 'n man met die naam Barabbas in die tronk, saam met ander opstandelinge. Hulle het tydens die opstandmoord gepleeg. Daar het toe juis 'n klomp mense gekom en Pilatus gevra om vir hulle te doen wat hulle van hom gewoond was. Pilatus vra hulle toe, "Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat?" Hy het geweet dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelewer het. Hulle het die mense egter opgesteek om te vra dat hy liewer Barabbas vir hulle moet loslaat. Pilatus het weer vir hulle gevra, "Wat wil julle dan hê moet ek met hom maak, wat julle die koning van die Jode noem?" "Kruisig hom," skree hulle. "Waarom? Wat se kwaad het hy gedoen?" vra Pilatus hulle. Maar hulle skree nou nog harder, "Kruisig hom." Omdat Pilatus die mense hulle sin wou gee, het hy Barabbas toe vir hulle losgelaat en Jesus laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Die soldate vat Jesus toe in die binnehof van hulle hoofkwartier in en roep die hele afdeling bymekaar. Toe trek hulle hom 'n persmantel aan en vleg 'n doringkroon en sit dit vir hom op. Daarna het hulle hom begin begroet en gesê, "Ons groet u, koning van die Jode." Hulle het hom herhaaldelik met 'n stok oor die kop geslaan en op hom gespoeg en hulle knieë gebuig asof hulle hom 'n eer wou bewys. Nadat hulle hom klaar bespot het hulle die persmantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Die soldate het iemand wat daar verbygekom het gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus na 'n plek, Golgotha, wat kopbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loot oor wat elkeen moet kry. Dit was 9:00 die môre toe hulle hom gekruisig het. En die rede waarom hy gekruisig is, was op die bordjie aan die kruis geskrywe: die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle het met die kop geskud en gesê, "Toe, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom van die kruis af." Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê, "Ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en in hom kan glo." Die 2 wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Teen 12:00 die middag het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3:00 geduur. Om 3:00 het Jesus hard uitgeroep, "Elohi, Elohi, lema sabachthani." Dit beteken, my God, waarom het u my verlaat?" Toe party van die mense wat daar nog naby gestaan het en hoor, sê hulle, "Hoor daar, hy roep vir Elia." Een van hulle het toe gehardloop, 'n spons in suurwyn gesteek en dit vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê, "Wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal." Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur.
Toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, om die laaste asem so sien uitblaas, het hy gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar het ook vroue op 'n afstand gestaan en kyk. Onder hulle was Maria Magdalena en Maria die moeder van klein Jakobus en Joses en Salome. Toe Jesus nog in Galilea was, het hulle oral saam met hom gegaan en hom versorg. Baie ander vroue wat saam met hom na Jerusalem toe gegaan het, was ook daar. Mag die Here met julle wees. Kom ons dank die Here, ons God. Ons loof en dank U, o God, vir die groot liefdedade waarmee U ons verlos het deur U Seun Jesus Christus, ons Here. Help ons dat ons hom altyd sal eer as ons Here en Koning en hom sal volg met volkome vertroue. Ons vra dit in sy naam, hy wat saam met U en die Heilige Gees leef en regeer, een God, nou en vir ewig. Kom ons bid saam. Here, U het vir U disippels gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis dra en my volg. In U naam bid ons. U het voor Pilatus gestaan, ter dood veroordeel, terwyl U woord verwerp en U onskuld verag is. U het U kruis gedra, uit liefde vir ons en vir die ganse mensdom. Die gewig van die kruis was die las van ons sonde, wat ons laat struikel en val.
Al het u gelei, het u steeds uitgereik en u moeder versorg. Ag Here, toe u geworstel het om die kruis te dra, het hulle 'n verbyganger gedwing om dit te dra. Ander het dit ook gewaag om u by te staan. Die las van sonde het swaar op u gerus, terwyl u op die kruisweg voortgestrompel het. U lyding op pad na Golgotha het die vroue van Jerusalem laat huil. Die volle las van ons sonde het u verbrysel. Ontbloot en bespot, het u die vernedering verduur, sonder om daaroor te kla. Vasgespijker aan die kruis het u die plek ingeneem, tussen die veroordeeldes. Toe u offer volbring is, het u u lewe in die hande van die Vader oorgegee. Troue vriende en toegewyde vroue het u liggaam versorg. In die graf is u neergelê, maar uit die graf het u opgestaan. Here Jesus, ter wille van die kruis en lyding is ons vrygespreek deur geloof, skoon gewas van ons sonde en herstel in ons verhouding met God. Ons dankie vir die kruis en vir die diepte van u liefde vir ons. Help ons om ons kruis in die wêreld te dra en om u te volg totdat u ons saam met u in die koninkryk van God laat ingaan, waar u saam met die Vader en die Heilige Gees regeer, een God, nou en vir ewig. Jesus
Ons weet waartoe die Here ons roep en wat God van ons verwag na dit wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Maar ons weet ons as mense sukkel ook daarmee. So ek kan jou nooi om vir 'n oomblik sommer net daar waar jy is, jou oë toe te maak en te dink oor die volgende vraag. Waarop sit jy jou hart? Waar lê jou hoogste prioriteite en lojaliteite? Wie roep jy aan in jou oomblikke van nood? Op wie of op wat vertrou jy regtig? Het jy God lief met jou hele hart, hele siel, al jou krag en jou hele verstand? Het jy jou naaste lief? Het jy jouself lief? Genadige God, ons het U nie lief gehad met ons hele hart en met ons hele siel en met al ons krag en met ons hele verstand nie. Liefdevolle Here, ons het ons naaste nie lief gehad soos U ons geleer het nie. Hemelse Vader, ons het onsself nie lief soos U van ons vra nie. Mag die Here genade aan ons betoon. Mag Hy ons vergewe in sy troue liefde. Mag Hy aan ons vrede gee. Die wêreld is uiteindelik
Ons bely ons geloof saam. Hy wat in die gestalte van God was, maar homself verneder het deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Hy het homself verneder en was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. God het hom tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is. Tot eer van God die Vader. Skoonheid van
Jesus het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het gesê, ek verseker julle, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus het vir sy moeder gesê, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Jesus het hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het u my verlaat? Hierna het Jesus gesê, ek is dors. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor.
Liewe vriende, ons gaan die kollekte by die deure opneem soos wat hier uitgaan. En ons wil graag vra dat ons na die seën die kerk ook in stilte sal uitgaan. En dan kom ons almal Sondagoggend met 'n groot verwagting na die erediens toe. Ontvang die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by jou wees. Amen.